Maar die lastering teen die gees sal die mens nie vergewe word nie. En as jy nog nie vir Christus aangeneem het nie, is nou jou oomblik. Ons het hierdie kanaal gemaak Ja. om mense na die Here toe te bring. Nobby, kan jy glo, ons het 'n sponsor vanaand vir ons video. So, die ouens wat ons wil sponsor is al die pad daar van Ons het nie 'n sponsor nie. ja, maar dit klink cooler as ons sê ons het 'n sponsor. Maar ek kan dit nog steeds nie sê nie. Ons het die laaste ruk het ons klomp gesprekke gehad oor donker, jy weet, vrymesselaars. Ons het gepraat met sataniste en goeders. Ons gaan vanaand bietjie ratte verander en ons gaan praat oor sonde teen die Heilige Gees of die onvergeefbare sonde. So hierdie gaan baie meer in 'n Bybelstudie tipe formaat wees. Ek dink hierdie sal mense baie stig, dit sal mense bietjie iets leer. Daar's baie verskillende opinies oor hierdie teks. En ek kan vir eerlik sê, soos baie van die goeders wat ek en wat jy sê op die kanaal is baie dogmaties daaroor en ons sê jy weet hierdie is dit. Ek dink vanaand se gesprek is noodwendig so ietsie. Ek dink vanaand se gesprek is meer soos ons laat dit oop aan die kykers daar buite en ek dink is 'n sinvolle gesprek en ons wil by ons luisteraars hoor wat is hulle opinie oor hierdie ding en los dit vir ons in die kommentaar en dat ons weet presies hoe sien jy sonde teen die Heilige Gees en hoe sien jy hierdie onvergeefbare sonde? Ja. Of wat is dit wat die Bybel vir ons sê hiervan? Ja, ek dink dit is 'n belangrike tema, want jy kry baie, ek onthou toe ek tot bekering gekom het, ons het in die klas gesit en die juffrou het gepraat oor sondes wat vergewe word en ek onthou die een kind het afgehaak en gesê, wel, die Here sal my vergewe vir alles wat ek gedoen het, ek hoef nie te worry nie, so dit was daar jy weet daai tienerfase, en ek onthou selfs in die teks, daar was gesê, daar's een sonde wat nie vergewe word nie, en dis die lastering teen die Heilige Gees. Ja. En die verbaasheid, soos die draai van koppe was daai geval van, ek het nie geweet daar's 'n sonde wat jy nie voor vergewe kan word nie. En daar's baie mense wat vandag vra, het ek dalk teen die Heilige Gees gelaster? Het ek die onvergeefbare sonde gedoen? En gewoonlik is dit daai mense wat voel en sensitief voel oor, het ek dit dalk gedoen, is die mense wat dit heel moontlik nog nie gedoen het nie. En ek wil graag, ons gaan nie nou op die konklusie dadelik kom nie, ons wil op die slot, ons wil nie nou sê wat dit presies is, kom ons doen dat die teks ontleed word, Ek stem saam, exegeties, lekker uit dit uitwerk, soos 'n lekker Bybelstudie, en natuurlik die kykers ook natuurlik uitnooi om daar waar hulle is, hulle Bybels oop te maak, saam te volg, notas maak, lekker gesels daaroor, dink daaroor, bepeins dit, en ja, laat die woord die werk doen. Ja. So ek dink begin vir ons daar, lees gou vir ons in die Afrikaanse Bybel. Okay. So ons gaan hoofsaaklik praat oor Matteus 12 Ja, vers 31 tot 32, né? Jy stem Ja. saam. So dit is die daar's ander teksgedeeltes wat ook van hierdie deel praat, maar ek dink dit is waar ons meeste hierdie van een ons is die sterk enetjie. die eksplisiete een Ja. oor dit. So ek dink lees net vir ons daai teks dat almal weet waarvan ons praat en dan soos jy sê, gaan ons hierdie eksegeties hanteer. Yes, as ons nou by daai laaste enetjie kom, gaan ons nou natuurlik eers die beginpunt, die konteks kry van vers 22 af, maar kom ek lees net vers 31 en 32 daar in Matteus 12. Hy sê daarso, en dis Jesus wat praat, daarom sê ek vir julle, elke sonde en elke lastering sal die mens vergewe word, maar die lastering teen die Gees sal die mense nie vergewe word nie. En elkeen wat 'n woord spreek teen die seun van die mens, dit sal hom vergewe word. Maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie. In hierdie eeu nie, en ook nie in die toekomende nie. En ek bedoel net op die oog af is dit 'n absolute skokkende stelling. Ja. En ek dink daar's baie mense wat nie besef die groot waarskuwing wat ons kry in hierdie teks nie. Maar ek dink as 'n soos wat ons bou na die gevolgtrekking wat ons wil kry van hierdie teks. Ek dink is eers belangrik om te praat oor, is daar verskillende grade, as ek dit so kan stel, van sondes. Jy weet, soos is daar, want ek dink dis duidelik dat die Bybel vir ons sê in God se oë is alle sondes gelyk. Jy weet, jy het oortree, ons is skuldig voor hom, maar ek bedoel daar is vir my tog 'n duidelikheid in die Bybel dat daar verskillende sondes is wat verskillende jy weet, daar's verskillende goeders wat met jou gaan gebeur as jy 'n sekere sonde doen. So ek dink dit is belangrik dat ons eers kan uitwys
dat die Bybel praat en as ons mooi logies daaroor dink, is daar verskillende grade van sonde in ons oortreding teenoor die Here. Ek dink eerstens ons moet onthou dat God is 'n God wat vergewe. Kom ons stel dit net eers gou so. Die Ou Testament is volop van God is 'n God wat vergewe. Hy wil die sondes vergewe. Hy wil jou sondes wit was, dit witter as sneeu. Hy wil nie enigiemand hel toe stuur. Ja, Dis soos wat 2 Petrus 3 vers 9 sê, God is not willing that any should perish. ja. So dis duidelik in die hart van God dat hy wil mense Hy na hom wil toe bring. vergewe. Maar natuurlik Yes. weet ons hy's gereg, hy's 'n regter ook. So Ja. as sy justice gaan moet seevier. Ja, Maar so met dit in ag geneem, is daar sondes wat verskillend is. Jy weet, in die manier wat ons dit doen. Eerstens, kyk dis duidelik dat daar 'n verskil is in die impak wat dit op ons gaan hê. Jy weet, soos die verskil tussen pornografie kyk en die verskil tussen jou vrou verneek. Geestelik is albei natuurlik verwoestend, ja. totaal en al, maar dis nie verwoestend op dieselfde manier wat dit 'n impak op jou Ja. lewe gaan hê nie. Verstaan, Ja. jou vrou moet nog met jou getroud bly as jy byvoorbeeld pornografie gekyk het. Ja, Maar as jy al verneek en dan volgens die Bybel is hy geregtig om jou te te kan skei. skei, Maar die ja. pornografie kan sy jou nie skei nie. Verstaan jy Ja. wat ek sê? So daar's duidelike verskille met so iets. ja, ek dink die nagevolge van ons sondes is daarso, die effekte van dit is daar. Ek meen as ek nou iemand doodgemaak het, natuurlik die aksies is dat ek gaan tronk toe en ek gaan voor die regter staan, maar ek kan nie nou daar voor die regter staan en sê ek gaan dit nie weer doen nie. Jy weet, ek vra groot om verskoning. En as daai regter vir my gaan sê soos, okay nee, is reg, ek vergewe jou, gaan vry, gaan dit nogals baie sleg lyk in 'n regstelsel. Verstaan? Jy gaan nie net vrykom van dit af nie. Sekere sondes gaan jy groot nagevolge op hê en dit is die prys wat betaal word. Ja. So daar is daai grade van sondes, die implikasies wat dit het in die geestelike aspek, Ja. maar ook die fisiese. En as jy praat van die geestelike aspek, ek dink dis waar mense dit mis. Ek dink almal kan sien en verstaan as verskillende, wat 'n mooi woord vir konsekwensies. Ek try nou so my Nagevolge. Nagevolge. Ek try nou my Afrikaans so skoon maak want dit is een van die grootste kritiek wat ek heeltyd kry, so ek try dit nou reg doen. Maar een van die grootste nagevolge, dis duidelik dat jy verskillende nagevolge het in hierdie lewe. Soos wat ons nou verduidelik. Ja. Die vraag is, soos jy sê, daar's geestelike nagevolge ook. So in my siening as ek die Bybel lees, die enigste mens vir wie sonde dieselfde vlak is vir God. Dis vir hom Is reg. is alles verkeerd. Okay? Wat vir ons 'n snaakse manier is om daaraan te dink, maar ek dink ook in die lewe hierna, die sonde wat jy doen, die vlak van sonde, die hoeveelheid sonde en die graad van hoe erg daai sonde is, gaan 'n impak maak oor hoe jou lewe hierna lyk. Oor wat ook al tipe ding ons kan praat daaroor. Jy weet, ek weet baie instem nie saam met my teologie rondom dit met die Millennial Kingdom nie, maar jy sal ook sê daar is verskillende belonings wat ons kry. Ja, ek So- meen so dis- Paulus maak dit ook duidelik. Maak soos dit duidelik. Hy werk hard vir die dag, jy Ja, weet. so dis vir my duidelik dat die tipe sonde wat ons doen, die hoeveelheid sonde wat jy so kyk, ons is vergewe en is nie onder condemnation van ons sonde, onder daai oordeel van ons sonde in 'n soteriologiese sin, in die manier van redding. Jy gaan nie jou redding verloor. Jy gaan nie jou redding verloor nie. Ja, maar as jy nou soos baie aangejaag het en jy is nie regtig soos ek nou kan stel diensbaar en jy jaag net aan. Ek is nou nie seker van die teks nie. Jy gaan gered wees maar soos een wat uit vuur geruk Ja, is. dis 1 Korintiërs 3. Yes. Presies waarvan jy praat, ja. So dis duidelik en ek dink daai teks en daar's 'n as jy kyk na 1 Korintiërs 5 ook, ek dink as jy so droog maak, kan die Here jou selfs vroeg huis toe bring. Jy weet dat hy jou lewe beëindig. Soos kyk na Ananias en Safira. Safira, ja. Jy weet wat God besluit het. Julle het so droog gemaak, hulle het hulle redding verloor nie. Noodwendig, ek dink ook dat ons kan sê hulle is 10-1 gered gewees. Hulle was 'n voorbeeld van gemaak. Ja, Ja. maar verstaan jy wat ek sê? Ek dink soos die ou in 1 Korintiërs 5 wat met sy stiefma, jy weet, verhouding gehad het. en Paulus het gesê gee hom oor aan die Satan sodat sy liggaam vernietig kan word. Jy weet, so daar's 'n ding daarvan dat ek dink jy kan so droog maak in die lewe dat God sê eerder ek bring jou huis toe vroeg. Jy verloor nie jou redding nie, maar die sonde wat jy doen is so erg dat as ek jou los daar, is dit asof jy nog verder, jy weet, ander mense gaan mislei en droog maak en so. En ek dink dis 'n Bybelse ding. Daar's sekere sondes wat 'n groter impak nie net het op jou lewe nou nie, maar ook in die manier wat jou belonings gaan kry hierna. Ek wil ook net op 'n ander punt raak in verband met God wat wil vergewe. Jy
jy weet dit is sy karakter en hy's baie liefdelik in die sin daarvan. Nou ons het nou gepraat oor jy weet sondes kan vergewe word en daar sekere sondes wat regtig grade het. Nou vir my wat ek dink soos om die seun van God dood te maak, dink ek dit is 'n baie erge vlak. Ek dink dis die ergste vlak om die seun van God dood te maak. Maar in lyn van die teks sien ons dat dit kan vergewe word. Ja. Ons sien dit selfs in Handelinge, ek dink is Handelinge 4, Ja. wat daai mense wat vroeër Christus geskree het soos kruisig hom, Ja. daar's van daai priesters, daar's van daai fariseërs wat daar in daai groep gestaan het terwyl Petrus gepreek het en hulle het tot bekering gekom. So daar is die sondes wat ook vergewe kan word. Ja. Maar hierdie is die lastering teen die Heilige Gees is 'n baie anderste, dis 'n ander gevaar. Ja, en dit wys jou hoe ernstig dit moet wees, want soos Ja. jy sê, as dit erger is as moord, erger is as adultery, erger as homoseksualiteit, Erger al as die om goed. Jesus dood te maak. Erger as Jesus te belaster ook, Ja. sê dit daar. So die punt waarby ek wil uitkom het net, mense moet sien en verstaan dat daar is verskillende grade van sonde. Dis net in God se oë Ja. dat alle sondes is verkeerd. Korrek, ja. So ek dink nie dit was 'n belangrike plek om te begin. Okay. Yes. Ek wil hê ons moet kyk hierso van vers 22 af. Dit Okay. gee nogals vir ons redelik die konteks om waarom vir ons nou gaan. So ons het nou in hoofstuk 12 by die begin sien ons dat Jesus is die Here van die Sabbat en natuurlik die Fariseërs wat ook 'n probleem daarmee het. Maar kom ons kyk gou hierso van vers 22 af. Jesus waar die gebeurtenis plaasvind. So ek gaan vir ons lees van 22 tot 32. Toe het hulle 'n duiwelbesetenis wat blind en stom was na hom gebring en hy het hom gesond gemaak sodat die blinde en die stomme kon praat en sien. En die hele menigte was verbaas en het gesê, is hy nie miskien die seun van Dawid nie? Maar toe die Fariseërs dit hoor, sê hulle, hy dryf die duiwels nie anders uit as deur Beelzebul, die owerste van die duiwel nie. Maar Jesus het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê, elke koninkryk wat teen homself verdeel is, word verwoes. En elke stad of huis wat teen homself verdeel is, sal nie bly staan nie. En as die Satan uitdryf, dan is hy teen homself verdeel. Hoe sal sy koninkryk dan bly staan? As ek dan deur Beelzebul die duiwel uitdryf, deur wie dryf julle seuns hulle uit? Daarom sal hulle julle regters wees. Maar as ek deur die Gees van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom. Of hoe kan iemand in die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed roof, as hy nie eers die sterk man geboei het nie, en dan sal hy sy huis beroof? Hy wat nie met my is nie, is teen my, en hy wat nie saam met my versamel nie, verstrooi. Daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering sal deur die mens vergewe word, maar die lastering teen die Gees sal die mens nie vergewe word nie. En elkeen wat 'n woord spreek teen die seun van die mens, dit sal hom vergewe word, maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie, in hierdie eeu nie en ook nie in die toekomende nie. So kom ons kyk gou na die aktiwiteit. Lees gou jou vers 22 uit die King James uit. Then was brought unto him one possessed with a devil, blind and dumb, and he healed him, insomuch that the blind and dumb both spake and saw. Okay, so hierdie is die gebeurtenis. Ons kan seker saamstem dat Jesus het nou al 'n redelike paar genesings al gedoen. Ek dink hierdie is nie die eerste geval wat hierdie nou al gebeur het nie, en dit moet 'n merkwaardige genesing wees. Ek meen 'n stom ou, ek meen dit affekteer die manier hoe hy praat en hoe hy reageer. En so natuurlik, hierdie moes regtig 'n verstommende genesing gewees het, want is belangrik want hulle sê dis 'n duiwelbesetene. Dis nie iets normaal nie. Jy weet, mense sal nou vandag sê dis 'n mediese kondisie. Hierso is dit duidelik dis 'n duiwelbesetene. Dis 'n feit wat vir ons deurgegee was. Hy was blind en was stom en hom gebring na Christus. En hy het hom gesond gemaak sodat die blinde en stomme kon praat en sien. Nou dit is nogals interessant. Ek hou nogals van die idee dat omtrent met elke wonderwerk wat Jesus verrig het, is dit amper soos 'n parable. Die persoon wat blind is nie eintlik een wat blind is nie, hy kan sien, maar dies wat sien is eintlik blind.
So ons met baie hoor, van daai goedjies Ja. waar dit half soos 'n parable is om vir hulle te wys dis julle kondisie. Ja. So hierdie is nogals belangrik. Wat sê jy van dit? Ja, so ek dink dis duidelik dat dit praat van iets spesifiek. Jy weet, laste teen die Heilige Gees, ek dink mense moet mooi verstaan, dit gaan nie net oor terminologie nie. Dit gaan nie oor woordeskat nie. Ja. Dit gaan nie oor 'n spesifieke ding dat jy gesê het of jy het sê nou maar die Here se naam uitelik gebruik met spesifieke verwysing na die Heilige Gees. Ja. Ek dink dit is die onmiddellike gevoel wat mense Ja. het. So wat ek op Ja, die vir my- konteks gaan vir ons oopbreek net nou. ja, wat vir my uitgestaan het is in vers 31 wat dit sê wherefore. So Ja. ek weet nie wat is wat is 'n conjunction. Jy weet dit bind alles wat voorin geskryf is Ja. aan wat nou geskryf Ja. is. So met- Daarom sê hy. Daarom is dit daarom. Ja. So met ander woorde, daai daarom is essensieel. Om Ja. te sê hierdie is 'n ding Dit wat in- nou genoem was, die daarom sê ek ja, dit. dis nie 'n isolasie waarvan hy nou praat nie. So met ander woorde, ons moet nou gaan kyk soos wat jy nou sê, deur vanaf vers 22 gaan en kyk wat is die spesifieke ding wat hy aanspreek hier. Dit is die laster teen die Heilige Ja. Gees. En soos jy nou mooi deur daai teks gelees het, is dit duidelik dat Christus gekom hierdie demoon uitgedryf. En toe sê daai mense hoe hierdie persoon is genees oor dit 'n demoniese werking is. So hulle het basies gegaan en 'n goddelike ding wat van die Here af kom, het hulle gesê kom van die Satan af. Ja. So ek dink dit is wat hierdie konteks vir ons wys, is die laster teen die Heilige Gees. Ja. Dit is die ding wat die Here teen waak hierso. Is sodra jy dit wat goddelik is afmaak as satanies Ja. of afmaak as boos. Ja. Ja, en ons gaan by dit uitkom want dit is presies wat dit is om heeltemal daai ontkenning te gee. Ek wat nou nogals my interessant was is die verbaasenheid van die mense. Kyk gou hier by vers 23. Ja. En die hele menigte was verbaas en het gesê, is hy nie miskien die seun van Dawid nie? Nou daai verbasing, hulle was verbaas. Die Griekse woord daar is existemi, wat beteken dis buite jou verstand. Dis ondenkbaar wat nou hier gebeur het. Dis buite hierdie wêreld wat nou gebeur het. En hierdie mense, die mense wat daar om is, vra die vraag, is hy nie miskien die seun van Dawid nie? Ja. Nou, hulle koppe is nou besig om oortyd te hardloop, want hulle onthou wat van gespreek word, wat word verwag van die seun van Dawid, want hierdie wonders, hierdie tekens, hierdie wonderwerke, hierdie genesings wat plaasvind, word gekenmerk vir die Messias wat sou kom. Ja. So hierdie mense het die vraag gevra wat so buite hierdie wêreld is, wat is hy nie miskien die seun van Dawid nie? Ons weet van hierdie goeters, kan dit nie wees nie. So jy het hierdie groep wat nou die vraag vra, kan dit wees? Kan dit wees waarvoor ons so lank voor gewag het, wat nou hier is, wat voor ons oë gebeur, ons kan dit nou sien, ons het die geleentheid om dit te glo ook nou, ons sien dit eerstehands nou hier voor ons gebeur. Nou, dit is hier by vers 23 waar daai vraag gevra word. Maar, kyk wat is die aanklagte. Vers 24. Maar toe die Fariseërs dit hoor, sê hulle. Nou ek dink is 'n Markus wat sê dat die Fariseërs was 'n hele entjie van Jesus af. Hulle het nie hom ge-engage nie. Hulle was daarso gewees aan die buitekant, maar Christus kon hulle gedagtes lees. Ons sien dit self hierso. Maar toe die Fariseërs dit hoor, sê hulle, hy dryf die duiwels nie anders uit as deur Beelzebul, die owerste van die duiwels nie. Ja, wat 'n aanklag is dit nie, hè? Wat sê jy van dit? En wat vir my interessant is hoekom is hierdie Fariseërs, hoekom hulle so erg nie hê Jesus met die Messias wees nie? Dieselfde met die Jode vandag. Jy weet met al die bewyse, ek bedoel selfs die sekulêre wetenskaplikes en jy weet ouens wat geskiedenis bestudeer, aan niemand twyfel dat Christus waarlik al was, dat Christus gesterf het aan die kruis. Ek bedoel baie van hulle wil stry dat hy nie uit die dood uit opgestaan het. Dis die groot point of contention. Maar ek bedoel selfs dit dink ek is maklik bewysbaar deur ouens soos Josephus en so wat geskryf het van Christus wat opgestaan het. Maar dis net vir my snaaks en dieselfde manier wat die Jode alles in hulle mag doen om dit te verwerp. Jy weet dat Christus gekom het, gesterf het aan die kruis. Is net soos hoekom is dit vir hulle so belangrik om vir die Here die agting te gee wat hy verdien, selfs wanneer hulle sien wanneer die wonderwerke gebeur is en hulle enigste opsie is, okay, hierdie is bonatuurlik. So ons moet iemand die verantwoordelikheid gee vir wat hier gebeur het. En al wat hulle kan doen is vir die Satan. Daar's niemand anders te oor. Ja, want uit hulle denkwyse daai kragte kan net uit twee kante uitkom.
of uit God of uit Satan. Ja. En so hulle wil net nie sê dis God nie. Ja. Dit kom eerder uit Satan, want dis belangrik vir wat nou gaan kom. Dis belangrik want hulle sê hy dryf die duiwels nie anders uit as deur Beelzebul, die owerste van die duiwels nie. Ja. Jy moet op 'n redelike erge punt kom daarvan. Nou jy het gevra hoekom kan hulle so wees? Ek dink al is twee goed. Die eerste een dink ek as mens gaan kyk in lyn van die res van die skrif. Hulle was redelik jaloers geweest want Jesus kry populariteit. Hy het mense wat hom volg en nie meer vir hulle nie. So daar's daai aspek. Ek dink die ander aspek wat daar is dat die rede hoekom hulle teenstandig is teenoor Christus as Messias is want hulle verwag 'n Messias wat op hierdie wit perd nou gaan kom en die Romeinse ryk gaan verslaan en hy gaan op die troon van Dawid sit en hulle gaan hom nou aanbid. Maar hier kom Jesus op 'n donkie uit Nasaret. Soos Nathanael self sê, wat goed kom uit Nasaret uit. Jy weet, so dadelik, ek weet wie is jou ma, ek weet wie is jou pa, jy kan definitief nie die Messias wees nie. En so dadelik daai teestand, soos daai profeet word nie eers in sy eie dorp aanvaar nie. Ja. Christus het dit self genoem. Ja. So, nou sien hulle hierdie goed, en hulle wil nie sê dit kom van God af nie. Dit kom eerder van Satan af. Dis 'n massiewe aanklag wat hulle nou maak teenoor hom. En dink dit kom ook van 'n plek van hulle wil gehoorsaam bly aan die Ou Testamentiese wette. Hulle wil 'n werksgebaseerde redding hê. Ja. Dis vir hulle belaglik dat iemand kan kom en sê, maar luister hier, nou is dit deur genade en geloof alleen wat jy gered moet. Soos wat hy sê in Johannes 3, wat Jesus self sê, dit is jy moet wedergebore wees en dis geloof in Christus alleen wat jy gered is. Absoluut. En ek dink hulle kom uit 'n plek van geestelike hoogmoed uit want hulle wil slimmer klink. Hulle wil die Bybel ken, as ek dit nou so stel. Maar en is altyd elke vals geloof wil uit hulle werke uit gered word. Ja. Dis altyd die ding wat dit skei Dis altyd gedrewe na dit. Dis wat Christendom anders maak as die res van al die ander gelowiges. Wil jy iets lees daarso vir ons? Ek moet net gekyk het. Johannes 3. So in Johannes 3 wat Jesus self sê is, he that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he have not believed in the name of the only begotten Son of God. Ja. So ek wil net dit duidelik stel, want baie ouens sê, jy weet, dis net Paulus wat skryf van by grace through faith alone are you saved, maar daar het jy in Johannes 3 vers 18 presies dit. Jesus het gekom en gesê, nou is redding alleen deur geloof in my. En dit was nog altyd is redding in geloof alleen. Dit sê Abraham was ook gered deur geloof. Is sy geloof wat hom gered het. Nie sy werke wat hom gered het nie. So dis net altyd die fariseërs in elke geval sit en ek dink dit is want ek dink ouens soos ek en jy wat baie teen sonde praat en baie jy weet opstaan vir hierdie goeters sal baie aangekla word as legalists. Jy weet julle is legalist en hoe durf julle nou vir die homoseksueel sê hulle mag nie doen wat hulle wil doen nie. En legalism is presies wat hierdie ouens gedoen het. Legalism in 'n fariseer sê jy word gered deur jou werke. Ja. En dit is niks wat ons highlight dit oor en oor. Maar dit is altyd vir my net so snaaks want jy as 'n ware wedergebore Christen wil jy mos hê mense met jou sonde uitwys. Jy wil in nederigheid sit en sê, "Jesus, asseblief, kom, wys dit vir my uit sodat ek dit kan regmaak." Maar dan sal hulle die label op ons sit, ons is fariseërs en legalists, maar ek wil net dit duidelik maak. Hierdie ouens was legalists want hulle wou 'n werksgebaseerde redding hê. Sodra jy dit verwerp en jy sê ons is gered deur genade alleen, kan jy onmoontlik nie 'n legalist wees nie. Ja, en hulle was nie baie genadig teenoor die mense nie. Hulle wil hê die mense moet werksgebaseer word want hulle volgens hulle het dit perfek gedoen. Ja. En so hulle het altyd afgekyk na mense wat dit probeer poeg. Jy doen dit nie so goed nie. Ja. Dis 'n baie slegte plek van hoogmoed waar hulle nou al is. Ja. Kom ons kyk gou na die volgende een. So hulle het nou hierdie aanklagte gegee wat nogals redelik verstommend is dat hulle sal sê hy doen dit uit die bose se kant af. Maar hier kom nou die antwoord en dis hier van vers 25 tot 30 wat ons hoor hierso. Lees ons daai die King James uit 25 tot 30. And Jesus knew their thoughts and said unto them, every kingdom divided against itself is brought to desolation, and every city or house divided against itself shall not stand. Yes. Vers 26. And if Satan cast out Satan, he is divided against himself. How shall then this kingdom stand? And if by Beelzebub cast out devils, by whom do your children cast them out? Therefore they shall be your judges. Yes. Hierdie is nogals redelik crucial wat hier aangaan. Want hoor net gou absurd is dit by vers 25 en 26 lees ons hierso maar Jesus het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê.
So merk net eers daarop. Hulle is daar. Hy merk op wat hulle dink en hy spreek dit dadelik aan. Hulle kom spreek hom nie aan nie. Hy spreek hulle aan. Dit wys jou net daai tweedrag. Julle wil die mense altyd so aanspreek. Hoekom kom sê julle dit nie vir hom nie? Maar hulle gaan nie. Maar kyk nou wat gebeur hierso. Maar Jesus sê vir hulle, het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê, elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes, en elke stad of huis wat teen homself verdeeld is, sal nie bly staan nie. En as die Satan uitdryf, dan is hy teen homself verdeel. Hoe sal die koninkryk dan bly staan? Ek meen, hoor net die absurdheid, soos jy moet logies kan dink, dit is dom. En Jesus self het daarso gebruik, hy sê 'n stad of 'n huis. As 'n huis, as daar verdeeldheid is in 'n huis, gaan al bietjie daar gaan val kom. Dat as 'n stad, as daar twee pole is teenoor mekaar, dis eintlik waar ons sit vandag reg oor die wêreld. 'n Stad is nie meer eensgesind op goeders nie, hulle bots met mekaar en dis hoekom dit konstant val. So Christus maak nou daai gesprek. Luister hierso, as Satan teen homself gaan, soos dit gaan val. Dit gaan nie bly staan nie. Jy weet, so dit is 'n absurde aanklag wat hulle daar maak. Wat sê jy van die ouens wat ek het al gehad, soos van die charismatiese ouens wat gebruik hierdie teen my en sê, jy weet, soos ons ouens wat die aantuiging sal maak dat die gevallery, jy weet, wanneer hierdie mense bymekaar kom en jy weet die geskreeery en al hierdie goeders wat ons nie in skrif sien nie, en jy weet dat ons sê dit wat daar gebeur is demonies, jy weet, of baie van dit is nie van die Here af nie. En wat daai ons sal sê is, hierdie teks sê dat ons maak die aantuiging dat hierdie is demonies, maar as dit van die Here af kom, dan is ons presies besig om te oortree hierdie ding wat die Here nou aanspreek. So Dit verbaas my nie. Dit verbaas my nie dat hulle sulke aanklagtes sal maak nie. Jy sien, die ding met dit is net, as jy gaan kyk na die res van ander gelowiges, Hindoeïsme, jy weet daai moslems of satanisme, gaan kyk hoe word hulle, as hulle besete word deur 'n bose gees. Kyk hoe tree hulle op. En dan wil ons kom en dan sê ons, okay, maar God doen presies dieselfde. Ja. Jy kan nie geassosieer word met dit nie. Ja. God kan nie dieselfde as die bose mense werk nie. Inteendeel, die skrif sê anders. Nêrens in die skrif lees ons dat die Heilige Gees so in jou werk nie. Ons staan op skrif en ons sien wat doen die bose werke buite en hoe dit lyk met 'n vaandel van geloof, 'n Christelike geloof. So hulle sal sê dit kom van die Here af. Maar gaan kyk bietjie mooi. Die Katolieke het dit ook net so mis. En ek dink dis iets wat Hollywood nogals redelik ver mis ook. Die priester sal kom. Hulle moet seker ketelwater gooi want hulle brand die hel uit jou uit. So nou kom hulle en hulle gooi daai water of daai kruis op daai demoon. Ek praat nou van 'n fliek of so. Ja. Maar daai bose gees kan oorspring na jou kant toe en jy kan heeltemal oorgeneem word met dit. Dis 'n ander tema wat ons ook kan aanpak. Maar nêrens in die skrif staan daar dat 'n ware wedergebore kind van die Here besete kan word met 'n bose gees nie. Punt. Ja, amen. So die Katolieke wat daai goeters glo, sê vir my in die eerste plek dat hulle is nie waarlik gered nie. Ja. Want as 'n bose gees jou kan in beheer neem en jou laat rondruk en pluk, moet jy nogals die vraag kan vra, as ek dan regtig gered, want die skrif maak glad nie duidelik daarso dat jy ek meen groter hy wat in jou is groter as hy wat in die wêreld is. Waar gaan daar plek nou wees vir 'n bose gees om nie binne te kan woon? Ek stem saam. Die Heilige Gees oorweldig daai bose invloed. Ons kan van buite af aanvalle kry, as ek dit nou so kan stel, maar nooit binne nie. Ja. Jy sal nie besete word van binne af nie, as ek dit so. Nee, ek stem saam, maar dit is net is belangrik dat ons moet kyk na wat hierdie ouens sê is dat wanneer hulle by hierdie meetings is en hulle bid vir die mense, dan is daar genesing. Jy weet, so wat hulle sal sê is hulle gebruik hierdie vers, maar dan weet ons soos in 2 Tessalonisense 2, dan sê dit duidelik dat die Satan en soos die anti-kris kan ook wonderwerke doen. En soos jy sê, die probleem van hierdie
plekke is hulle attribute dit, hulle gee die agting aan die Heilige Gees vir hierdie goeters wat gebeur, maar die probleem is as ons dit nie sien in skrif en dit gebeur nie, dan hoe kan ons weet dit is die Heilige Gees? En presies soos jy uitwys, die probleem is, nou het jy hierdie ander bose gelowe, soos Hindoeïsme en so, wat jy dieselfde ding sien gebeur, en jy wil nou nie die Here se naam daarop sit, Ja, en dit so dis gebruik. gevaar. En wat ek bedoel, dit is, mens moet besef dat ons wil nie in 'n posisie wees dat ons boosheid sê aan die Heilige Gees, maar dan sou die Heilige Gees in die skrif vir ons gesit het, dat hierdie is die praktyk wat moet gebeur. Dat sou die Heilige Gees in die skrif gesit het, dat bid vir iemand, lê hande op hulle val en ruk rond. Ja, En ons baie het belangrik nog soos nie jy daai sê, opdrag gekry nie. ja, ek dink enige demoon uitdryf is, jy vertel iemand van Christus, Ja. en hulle raak wedergebore. Ek sien niks in die skrif van 'n riglyn hoe ons demone moet uitdryf, soos wat Jesus het gedoen het nie. Verstaan jy, wat ek en jy moet doen is ons met iemand die evangelie gee, dat hulle wedergebore word, want presies soos jy sê net maar ons dryf hierdie demoon uit en hy waai, dan sê die Bybel hy vat 7 van sy chomme kom terug, Kom terug, ja. en dan sê hy 100 keer slegter af. So as jy dit nie vul met die Heilige Gees nie, as jy net nie vul met Christus nie, dan gaan jy nog steeds sit met daai probleem. So Ja. ek evangeliseer. Ek gaan nie 'n spesifieke terminologie of rympie sê wanneer daar 'n demoon manifestasie is in iemand nie. Ek gaan vir hulle sê, sit jou vertroue in Jesus Christus. Ja. Deur Jesus Christus sal hierdie demoon uit jou uitgaan wanneer jy hom aanvaar as jou verlosser. Ja, ek dink ook as jy gaan kyk in die lyn van skrif, vir alles Christus naby gekom het, of selfs die apostels, wanneer hulle naby beweeg het, wanneer hierdie bose geeste gemanifesteer het, was hulle baie ongemaklik. Hulle kon nie naby aan Christus kom nie. Jy weet, dit was vir hulle vreeslik om in die teenwoordigheid van die Seun van God te wees. Nou, ons dra die Seun van God binne in ons. Ons dra sy Heilige Gees binne in ons. Nêrens is al gesê soos jy bind en bestraf hierdie bose gees nie. Ek dink dit is bietjie ver, jy weet, want volgende week kom sit hy weer by jou. Ja. Jy moet die persoon die evangelie gee. Ja, Hulle moet wedergebore sodat daar redding kan wees. Ja. Verstaan jy? Ek dink baie mense uit daai rituele of daai rympies waarop hulle gaan, en dit is vir hulle 'n veilige hawe. Ja. En mens kan nie op dit staat maak nie. En die feit dat hierdie ouens, jy weet, soos hierdie ouens wat hierdie demon hunters is, jy weet wat die demone wat soos hele Gaan jaag. bevrydings bedienings het. Hulle sal sê, jy weet, hulle gebruik Jesus Christus se naam om hierdie goeders uit te dryf. Jy weet, hoe reageer ons op dit? Want soos ek vir jou sê, my siening is dat ons moet mense die evangelie gee. So ek gebruik ook Jesus Christus se naam om 'n demoon uit te dryf, in die sin van raak wedergebore, nou is jy gevul met die Heilige Gees. Ek sien nêrens dat ons 'n hele bediening moet maak deur spesifieke demone uit te dryf. Ja, ek Maar dink jy as jy verstaan wat heeltyd ek sê. jaag vir daai goed, dit Ja, is maar as hulle sê hulle gebruik Jesus Christus se naam, hoe counter is dit om te sê maar die manier wat julle nog steeds doen is nie Bybels nie. Ja, ek dink as jy dit is natuurlik die groot punt is Jesus se naam, want in sy naam lê daar krag. Ja. Maar gaan kyk bietjie voor dit. Wat is hulle geneig om te doen? Ek bestraf jou in die naam van Jesus Christus. Ek dat in die naam van Christus Jesus. Ek vat byvoorbeeld die bind en bestraf. OK, waar leer ons van bind en bestraf? Waar bind jy daai bose gees nou en bestraf hom na 'n ver bedorwe plek, dat hy nooit weer terugkom nie? Dis goeters wat jy nou gaan maak het. Dis 'n versie teologie wat jy nou daar gemaak het en sis jou daarin. Nou hulle kan sê ja, daar het genesings plaasgevind, maar daar's byvoorbeeld groot voorbeelde, Todd White. Daar gaan doen hy 'n wonderlike genesing in die naam van Jesus Christus. Dit het jou rug is seer, ek spreek genesing in die naam van Christus, jou rug is nou genees. En in daai oomblik voel daai ou verligting. Maar daar het al hoeveel mense later terugkom gesê, dit het weer teruggekom. Jy weet, die Here sal nie, ek meen, dit maak nie sin nie. ja, ek meen, ek vat Jesus, hierdie ou, wat hy nou genees het. Hy het hom genees van sy stomheid en sy blindheid, vir daai tydstip. En ja, soos wat jy nou praat ook, en hierdie was natuurlik 'n organiese genesing. Ja. By al hierdie crusades en goeders wat ons sien, is dit 'n gevalry, gerondruk kry en niks van daai goed is organiese genesings. Ek vra nou al hoe lank vir mense, en jy weet, ek sal my hele teologie oor change. As iemand vir my organiese genesing wys wat by hierdie goed gebeur. Ek praat van iemand met 'n afarm en 'n groeie arm, of iemand wat genuine blind is.
Jy weet, En hy sien. medies gediagnoseer Ja. blind en nou sien hy. En jy weet, jy hoor altyd hierdie verskriklike fancy stories en ek is nie skepties oor dat die Here dit kan doen nie. Die Here kan dit doen. Ek en jy glo dit. Al is ons meer cessationist, ons glo die Here kan enigiets doen. Wat ons sê is ons glo nie julle kan dit doen nie. Ja. Ons glo nie dis julle mag. Soos jy sê, dis altyd soos kom na ons crusade want hier is Daar die Heilige sal. Gees meer as by 'n ander plek. Ja, as hulle sê volgende week daar gaan 'n revival plaasvind, moet nie gaan nie, want dan gaan nie dit plaasvind, want wie is jy om God te sê wat gaan gebeur? Ja. Jy weet, ja. maar Maar die dit punt is hulle het nie organiese genesing. So Ja. hierdie teks is nie van toepassing daarop totdat jy vir ons 'n organiese genesing kan wys. Dan kan ons dalk oorweeg, okay, dit was die Here wat hierdie ding gedoen het. Maar nog steeds, die metode wat hulle dit gaan doen is nie die manier wat hulle dit doen met die bid en die val en die ruk en die skree. Ek sien dit net nie in die skrif nie. Ek sien nie waar jy kognitief beheer verloor as die Heilige Gees op jou is nie. Inteendeel, raak jy meer jy's bewus jy's meer bewus van alles wat jy doen. ja, Ek sien van nie wat jy is ook. Ja, en dat jy 'n sondaar is. Ja. Dit is die eerste ding wat die Heilige Gees aan jou gaan doen. Ja. Maar nou het jy hierdie euforiese gevoel, jy verloor beheer oor jou liggaam, jy val daar rond. Ja. Weens dit is die teenoorgestelde van wat die Bybel sê en dit is hoekom ons dit afmaak as iets wat ons sê is demonies. Ja. Want ons wil nie, ek wil nie sê iets is demonies as van die Here af kom nie, maar hoe kan ek sê dit kom van die Here af as jy nie vir my 'n enkele teks kan gee waar iemand val en ruk en slain in the spirit wees in hierdie goeie. Jy verstaan, dis soos Ja. dis wat die sin maak hier. Dit is Ja. dis hoekom ons dit Teenstaan. teenstaan. En weens as daar organiese en weens die Satan kan ook 'n organiese genesing doen. Ja. Dis duidelik in die skrif. Dit is wat 2 Tessalonisense 2 sê dit. Ja, en hy gee homself voor as 'n engel van die lig. 'n Engel hy van die lig. As jy kyk daai ouens wat saam met Moses wat Moses sy kierie gegooi het en word 'n slang toe kom, die bose ouens en doen dieselfde en ding. hulle kan presies dieselfde ding doen, ja. Want daar is 'n mag agter hierdie esoteriese sataniese okkultiese goed. Hoekom dink julle doen die mense daai goeders? Want daar is actual mag. Daar's letterlik 'n bose mag daarin Ja. wat vir jou sukses en goeders gaan gee. Soos hierdie baie populêre musiekmense. Daai mense het letterlik 'n mag. Hoekom dink jy is iets soos Taylor Swift soveel meer wêreldberoemd as jy weet ander mense wat net so talentvol is, dan nie meer talentvol is nie. Hoekom daar's iets in daai goed Ja. wat 'n bonatuurlike aantrekking het vir mense. Ja, en hulle is afhanklik van dit. Hulle is afhanklik En van dit, ja. Ek dink ook hierdie mense wat heeltyd hardloop na die crusades toe, soos hardloop jy daar vir genesing of hardloop jy daar na Christus toe? Ja, Dis exactly. altyd die groot vraag. So hoekom jaag jy hierdie goed na? Is Christus nie meer genoeg nie? Ja. Verstaan, dit is die ek wil nou meer sien. Ja, ek is nou moeg vir Bybel. Ek wil nou begin sien. Maar die Bybel is vir ons genoeg. Absoluut. Maar kom ons gaan aanhou. Vers 27 was nou nogals vir my komieklik geweest. En as ek deur Beelzebul die duiwel uitdryf, deur wie dryf julle seuns hulle uit? Daarom sal hulle julle regters wees. Hierdie was vir my interessant geweest. Josephus het nogals genoem dat in die praktyk van hierdie exorcists wat hulle daai tyd gedoen het, nou as hulle sê seuns, kom ek noem dit net eers so, as hulle sê seuns van, is dit gewoonlik 'n aanduiding soos hulle was disippels gewees van hierdie persoon. Julle disippels, die mense wie julle leer. Jy weet, dit is nou die seuns. Maar Josephus het vir ons genoem in sy goeters wat hy vir ons deurgegee het, is dat die mense wat hierdie praktyke gedoen het, het sulke, ek sal nou nie sê okkulties nie, maar dit kom eintlik daarop neer dat hierdie rituele, dat hulle hierdie duiwels uitgedryf het. Nou kyk wat maak Christus hierso. En dit is so taktiekvol wat Christus hierso doen, want weer eens, wat so sit hulle nou teen mekaar. Hy wys vir hulle dat julle huis is besig om te val. Kyk nou, as ek deur Beelzebul die duiwels uitdryf, deur wie dryf julle seuns hulle uit? Want hulle doen dit. So kom ons kyk 'n bietjie na julle seuns, die mense wie julle leer. As hulle kom en my kom toets, wat Jesus is, as hulle kom en sê dat ek doen dit deur die duiwel, dan sê hulle initieel ook dat hulle doen dit ook deur die duiwel. Maar kom hulle nou en sê, dit kom van God af, erken hulle sy messiaskap. Dan erken hulle dat hy is dan waarlik die seun van God. Dis hoekom hy sê so, hulle sal julle regters wees. Nou dink jy hierdie fariseërs gaan daai seuns gaan vra om hom te kom toets? Hulle sal nie. Want Jesus het hulle tweedrag nou vir hulle gewys. Dis baie, Jesus het hulle in klomp plekke al so aangeval, gekry. Maar kyk gou hierso, want hierdie is 'n aanklag wat nogals 'n rebels is hierso, van vers 28 af, lees vir ons 28 tot 30.
But if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come unto you. Or else how can one enter into a strong man's house and spoil his goods, except he first bind the strong man, and then he will spoil his house? He that is not with me is against me, and he that gathereth not with me scattereth abroad. Hierso, wat sê jy van hierdie teks? Kom ons gaan eers daaraan. Ek weet dis vir my duidelik dat hy maak hierso soos 'n dichotomie tussen wat van God afkom en wat van die Satan afkom. Want hulle groot aanklag is hulle wil try die lyne blur. Ja. Jy weet, hulle wil try half maak dat ons kan aan die Satan attribute die tipe goeders wat die Here doen. Maar ek dink dit alles kom van 'n plek van selfsug af. Ek dink as jy jou eie motiewe ondersoek en as jy die Fariseërs gegaan en gesê, maar luister, ons wil onsself verhewe, soos jy gesê het. Jy weet, dit gaan alles oor ons. Dit gaan alles oor ons koninkryk bou, nie die Here se koninkryk bou nie. Dan is dit wanneer die Here dit uitwys. Maar wanneer jou plek is soos wat ons sal sit en uit discernment uit goeders uitwys van hierdie is boos, hierdie is verkeerd, want ons sien dit nie in die skrif nie, dan weet ons is in lyn met wat die Here vir ons sê. Met wat die Here sê, ja. Ja. Ek dink ook hierso wat Jesus nou hiernatoe gaan, is dat hy sê, hoe kan iemand in 'n huis van 'n sterk man ingaan en sy goed roof, as hy nie eers die sterk man geboei het nie, en dan sal hy die huis roof. Nou, hierdie is bitter interessant, want Christus het nou reeds vir hulle gewys, ek het die krag. Ek het die krag, ek het hom oorwin. So julle moet kan erken dat ek is die man wat die sterk man vasgeplak het, en ek is besig om terug te wen nou. Ja. En hierdie is belangrik, want nou maak Jesus die punt hierso dat julle kan nie verby kyk wat ek doen nou nie. Julle kan dit nie mis nie. Dis openbloot vir julle almal om te sien. Julle kan almal wat hierso staan en kyk, erken dat hierdie is iets van God af. Dis hoekom daai mense in vers 23 die vraag vra, is hy nie miskien die seun van Dawid nie? Hulle koppel dit direk met Messiaskap. Hierdie mense kom en sê dit kom van Satan af. So jy het hierdie twee groep mense wat nou besig is om hierdie vrae te vra en aantuigings te maak. En dis nou waarop ons nou by die groot punt kom, die anathema, die vervloeking. En dis waar hy nou kom en sê, hy wat nie met my is nie, is teen my, en hy wat nie saam met my versamel nie, verstrooi. So wat doen hy hierso? Hierdie mense is besig om links en regs skade te maak. Hulle doen niks versamelingwerk vir die koninkryk van God nie. En dan sê hy, so daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering sal die mens vergewe word. Kom ons gaan net eers gou daar. Elke sonde en elke lastering sal die mens vergewe word. Dis nogals redelik betroubaar wanneer dit van die seun van God se mond af uitkom. Ja. En dan kom hy, maar die lastering teen die gees sal die mens nie vergewe word nie. So hy het jou nou redelik goed. Hy sê vir jou, elke sonde kan vir jou vergewe word. Regtig, maar is een sonde wat nie vergewe kan word nie. En dis die lastering teen die Heilige Gees. En dan kom hy en hy sê, dis hoekom hy genoem het daarom. Nou gaan hy vers 32 verder. En elkeen wat 'n woord spreek teen die seun van die mens, dit sal hom vergewe word. Maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie, in hierdie eeu nie en ook nie in die toekomende nie. Daar's die hoofpunt waarmee ons begin het, is om teen die Heilige Gees te spreek. Wat is dit? Nou, die konteks het dit vir ons verduidelik. Daar's 'n goddelike openbaring. Die Heilige Gees staan vandag stil by my en jou elke persoon en oortuig jou van jou sonde. Hy spreek jou sonde aan. Jy kan nie anders te kom as om te sê, hierdie is iets, ek hou nie daarvan nie, maar ek moet dit hoor. Dis wanneer jy begin inneem. Okay? Maar nou kry jy die mense, die Heilige Gees spreek aan, jy evangeliseer. Die persoon daarso erken dat hierdie goed, ek kan dit nie miskyk nie, dis waar. Maar in jou hart kom jy nog steeds en sê, ek verwerp dit. Ek verwerp dit met alles in my. En dis waarna daai gedeelte van Hebreërs toe verduidelik is, dat hulle het al dit gesmaak, hulle het al ervaar, maar daar's nie redding vir hulle nie. Dis, hulle is onbereikbaar. Ja. Wat meer moet gedoen word?
Ja. Die Heilige Gees het klaar in jou gewerk en jy kom en sê ek soek dit nie. Ja. Nou die mense wat kom en sê vandag het ek nie dalk miskien hierdie sonde al gedoen het nie. Die feit dat jy die vraag vra, wys dat jy sensitief vir die ding van die Here is, soos ek wil nie dit doen nie. Ek wil nie op daai lyn trap en nie vergewe word nie. Jy het dit nie oortree nie. Die mense wat die Heilige Gees teen laster is, die mense wat die openbaring van God gekry het en dit nog steeds verwerp het. Presies, ja. En ek dink dit Want lei na daai mense wedergebore- van Romeine 1 toe. Hulle is Ja. oorgelaat aan hulle hartsbegeertes. Presies, ja. Hulle wil nie die Here hê nie. Ja. Hulle erken hom nie as God nie. 'n wedergebore Christen sal nie hierdie doen wat hierdie ouens gedoen Ja. het nie. Dis die bottom line. Ja. So hierdie wys nog steeds na by grace through faith alone are we saved. Ja. Maar dit sê hierdie sonde, hierdie laster teen die Heilige Gees is die onvergeefbare sonde want dit kom uit 'n totale hart van verwerping van wie Ja. Christus is. Ja. Ja. Jy soek sin. hom glad nie. Ja. So ja, ek dink as jy die vraag vra en jy's bekommerd daaroor, moenie bekommerd wees nie. As jy 'n kind van die Here is, het jy al dit lankal vrygespring want jy het geantwoord op die openbaring van God. Maar as jy hierso sit of luister en saam deur die teks gegaan het en jy is dalk aangespreek teenoor jou sonde, hoe ook al en jy verwerp dit nog steeds, jy is op pad om jou hart te verhard teenoor God wat by jou hart klop en jy wil nie oopmaak nie. Ek dink dis is duidelik, die skrif, die konteks het dit vir ons mooi deurgegee ook. Amen. Great. Ja, en so kom laat vir ons daar in die kommentaar, sê vir ons wat julle gedagtes hieroor, maar dis duidelik dat as ons buite Christus is, dan is ons geneig om hierdie goeders te doen soos laster teen die Heilige Gees. Dis nie iets wat jy per ongeluk gaan doen nie. Dis 'n totale verwerping van wie Christus is. En as jy nog nie vir Christus aangeneem het nie, is nou jou oomblik. Ons het hierdie kanaal gemaak om mense na die Here toe te bring, om vir mense te wys wat sê die woord werklik. En hierdie teks is 'n lekker Bybelstudie wat ons gedoen het. Ja, en die skrif is ook duidelik, vandag is die dag van redding. Amen. Nie môre nie, Amen. nie oormôre nie, dis nou, Ja. nou die geleentheid en gryp dit. Ja. Maar great, Normie, dankie. Hierdie was awesome. Ons sal weer in die toekoms sulke Bybelstudies doen. Awesome. Ja, laat weet ons wat se tekste julle ook wil hê ons moet oor gesels. Ja. Dan doen ons dit. Ons hou van die harde kos. Prys die Here. Amen.